Goeiedag, hierdie is 'n opsomming van 'n preek uit Johannes 18 vanaf vers 1 tot 11 met die tema Pas die lyding van Christus by 'n liefdevolle God. Die preek was gelewer op die 14de April 2019 in lydenstyd. Die preek fokus op die lydensweg van ons Here Jesus Christus en vra die vraag of die lyding van Christus inpas by die teologie van die skrif dat God 'n liefdevolle God is. In hierdie opsig vra ons ook die vraag in watter opsig die lyding van Christus vir ons as gelowiges 'n troos bied. Dwars deur die skrif word die kerk as die liggaam van Christus voorgestel. Wanneer apostel Paulus op pad is na Damaskus om die kerk te vervolg of gevange te neem, konfronteer ons Here Jesus Christus die apostel met die woorde: nie waarom vervolg jy die kerk nie, maar Saul, waarom vervolg jy my? Ons Here Jesus sê dus vir die apostel dat deur die kerk te vervolg, hy eintlik besig is om Christus te vervolg. En waar die kerk ly, dit eintlik Christus is wat in wese of in beginsel gehaat word. In 'n sekere sin is die lyding van ons Here Jesus Christus 'n saak wat ook in die lyding van die kerk weerspieël word. Want waar die kerk ly, waar die kerk 'n stryd met die wêreld het, word die stryd eintlik teen ons Here Jesus Christus gevoer. Wanneer Paulus op die pad is, vertel hierdie gebeure op die pad vir ons iets van die wesenlike voortdurende vervolging van die kerk wat deur die eeue heen op die weg van die kerk kom. Die gebeure in die tuin van Getsemane, waarvan ons in Johannes 18 vanaf vers 1 tot 11 lees, gaan in wese vir ons ook oor twee tendense. Naamlik, dat dit vertel van Christus se lyding en vervolging en dat ons, soos wat die Heidelbergse Katekismus dit beskryf, die lydensweg van ons Here Jesus Christus in sy ganse mensdom beskou, van sy geboorte, sy menswees, sy lyding, uiteindelik tot en met sy sterwe, en dat dit deel is van die vervolging van ons Here Jesus Christus. Maar in die tweede plek vertel die gebeure in die tuin van Getsemane ook vir ons nie alleen oor die lyding van Christus nie, maar dat daar ook 'n begin is van die vervolging en die lyding wat die kerk hier op aarde sou beleef en tot vandag toe beleef. Maar anders as wat 'n mens sou verwag, bevestig die gevangeneming van Christus nie sy nederigheid en sy onderdanigheid en sy magteloosheid nie. Ja, ons lees in die skrif van Christus se nederigheid, ons lees dat hy ook dikwels magteloos word terwille van ons wat magteloos is teenoor God, sodat ons bemagtig kan word deur die krag en die genade van God. Maar die gevangeneming van Christus getuig vir ons van die mag waarmee Christus optree. Kyk byvoorbeeld na die gedeelte in Johannes 18 vanaf vers 1 tot 11. Toe hierdie skare wat kom om Jesus gevange te neem, hoor wie hy is, val hulle op die grond neer. Dit is die typiese optrede wat 'n mens sou verwag wanneer iemand besef dat iemand 'n koning is. Dink aan Josef se broers, wanneer hulle hoor dat hy die koning is, maar ook hulle broer, dan val hulle voor hom neer. As Saul op pad is, of Paulus op pad is na Damaskus deur die helder lig omstraal word, dan val hy soos 'n dooie op die grond neer. Die mag van Christus word dus hier tentoongestel te midde van hierdie omstandighede waarin hy gevange geneem word. En as 'n mens met die mag van Christus gekonfronteer word, dan word 'n mens soos 'n dooie voor hom. Dan word jy voor hom neergewerp. Dus in die gevangeneming van ons Here Jesus Christus sien ons ook iets van die mag en die gesag waarmee hy teenoor hierdie mense optree. Maar Christus se gevangeneming vertel ook vir ons dat hy 'n mens is. Ja, 'n ware mens. In die woord leer ons Here Jesus Christus ken as ware God en ware mens. Die Heidelbergse Katekismus verduidelik dit so dat die mens gesondig het, dat die mens in Adam en Eva verlore is, as kinders gebore word as klein sondaartjies, en dat ons die genade van God nodig het. En in hierdie opsig kom Christus as 'n mens. Hy handel hier op aarde in ons plek as 'n mens. In Petrus se optrede sien ons die typiese vergeldingsdrang wat daar by ons as mense is. Petrus wil vergeld met sy swaard, hy wil regmaak.
Hy sien nog steeds hierdie Messias, wat hier op aarde 'n koninkryk kom vestig, wat die Romeinse juk van hulle gaan afwerp, wat 'n koninkryk in Jerusalem gaan vestig. En hy wil vergeld en regmaak met sy swaard. Petrus, die voortvarende, dikwels in die skrif geteken word as iemand wat praat voor hy dink, gryp hier die swaard en kap die oor van Malchus, die dienskneg, af. Maar daarteenoor kom wys Christus sy gesindheid van vergifnis. Te midde van hierdie skare wat kom om die Here Jesus gevange te neem. Te midde van hierdie mense wat kom om hom te verneder. Te midde van die feit dat hy die mag het, dat hulle soos dooies op die grond voor hom neerval. Om Christus en openbaar hy nog steeds die vergifnis waarmee God na ons as mense kom. In ooreenstemmende dele in die evangelies word vertel dat Christus Malchus se oor genees het. Dit is trouwens ook sy laaste wonderwerk wat hy in die openbaar gedoen het voor sy kruisiging. En hierin sien ons iets van die vergifnis en die verhouding wat daar is tussen Christus en sy kerk in die uitleef van die vergifnis. Dit bring ons ook by 'n belangrike vraag, want in hierdie tyd waarin ons leef is daar heel wat mense wat die lydingsweg van ons Here Jesus Christus ontken. Ja, wat selfs die vraag vra, het hy ooit geleef? En in hierdie opsig vra ons dan ook die vraag tereg, is Christus se lyding nie onregverdig nie? Is Christus se lyding nie in stryd met die teologie van liefde, waarmee God in die evangelies in besonder en in die res van die skrif vir ons aangedui word en geleer word nie? Maar Christus beantwoord hierdie vraag in die teksgedeelte in vers 11 self, as hy sê, hy doen die wil van die Vader. Hy is nie 'n uitgelewerde gevangene in diens van hierdie skare wat kom om hom te vang nie. Hy is nie iemand wat bloot deur een van sy disippels in die rug gesteek is nie. Ja, Judas Iskariot doen die ondenkbare en dit is om die Here Jesus te verloon en in die rug te steek, om te verraai vir geld en aardse besittings. Maar in die teksgedeelte in vers 11 kom sê die Here dat hy die wil van die Vader doen. Hiermee bevestig Johannes onder leiding van die Heilige Gees die vrywilligheid van die offer wat Christus aan die kruis op Golgotha bring. Dat hy die lydingsbeker leeg drink ter wille van ons sondes. Gaan lees gerus weer Johannes 18 vers 11. En die lyding en kruisiging van Christus wil dus vir ons iets van die vrywilligheid van die offer wat gebring word wys, dat dit nie onder dwang is nie, dat Christus nie onder protes nie, maar soos 'n vriend, wat ter wille van sy vriende sy lewe gee, sy lewe ter wille van ons, sy kerk gee. Dit is die kern van die boodskap van Paasfees. Hoe dat die kerk dikwels deur die eeue heen gehaat word en vervolg word, hoe dat die kerk dikwels soos Christus gesmaad word en ly, maar die lyding wat ons as kerk beleef en die lyding wat ons as gelowiges beleef, kan nooit opmaak vir die diep lyding wat ons Here Jesus Christus ter wille van ons gelei het nie. Want wie van ons sou ooit kon sê dat ons in ons lyding van God verlate is? Wat Christus trouwens moes uitroep aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat? Sodat, soos die nagmaalsformulier ons leer, ons nooit van God verlaat hoef te wees nie. Daarom herdenk ons tydens Paasfees sy genade teenoor sy kerk en sy kinders. Ons herdenk dat hy sy lewe vrywillig gegee het, nie onder dwang nie, nie as 'n gevangene nie, maar omdat hy die mag gehad het om homself te bevry, steeds vrywillig die wil van die Vader doen en die lydingsbeker leeg drink. Dat hy ons sondes op hom neem, dat hy hierdie beker leeg drink, wat 'n metafoor is van die lydensweg wat hy ten volle loop, dat sy liggaam, wat later in die evangelie ook sy kerk genoem word, gehaat sal word, omdat hulle die Here en die Meester eerste gehaat het. Maar die gevangeneming, kruisiging en sterwe van ons Here Jesus Christus moet ons nie moedeloos maak nie. Want dit herinner ons ook dat ons deel het aan 'n groter, onsigbare koninkryk, waaroor Christus vir ewig as koning regeer. Laat ons hierdie Paasfees die diepte van die lyding herdenk, maar ook die vrywilligheid van hierdie offer, ter wille van ons, sy kerk.